Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn platform. My naam is Andre Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Ek wil vandag vir jou sê uit my hart uit baie dankie dat jy die keuse gemaak het om in te skakel. Ek weet daar's klomp platforms waar jy kan ingeskakel vanmôre, maar jy het gekies om vanmôre by ons in te skakel. En hier by ons by Nuwe Lewe Gesinskerk glo ons in praktiese, relevante boodskappe wat ek en jy kan neem en wat ons kan uitleef daar buite. Want ons glo dat ons roeping as kerk is om by die suiwer woord van God te bly en dit te verkondig, maar ook om die kerk te enable, soos hulle in Engels sal sê, om juist die boodskap uit te dra na buite. Want ons, ek en jy is die kerk en ons het nodig om daar buite die verskil te maak in hierdie donker, gebroke wêreld. En hoe doen ons dit? Deur die boodskap te hoor, in te neem en uit te leef daar buite. So ek hoop jy gaan vandag se boodskap geniet, maar nie net geniet nie, dat jy vandag se boodskap ook sal inneem, te harte sal neem en daar buite die verskil gaan maak. Want ek glo daar's 'n stikkende en gebroke wêreld wat wag om die evangelie te hoor. Mag jy vandag se diens geniet en mag die Here jou seën. Ondersoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op die pad van verdriet is nie, en lei my op die ewige pad. Psalm 139 vers 23 tot 24. 'n Nuwe jaar begin stadig. Al lyk dit of die wêreld alreeds weggespring het en op 'n gejaag is vir die nuwe pad wat voorlê, is daar in die mens se binneste 'n oomblik wat nie gehaas kan word nie. Is daar 'n oomblik wat 'n mens net moet stil raak en besef wie en wat hy is. 'n Oomblik waar jy besef, ek kan nie hierdie jaar ingaan sonder om eerlik te wees met myself nie. Eerlik te wees met ander en eerlik te wees met God nie. Ons het Woensdag aand het ons die aftel gehoor, ons het die vuurwerke gesien en gehoor, ons het die nuwe datum gesien, maar nou staan ons voor iets diepers en baie groters. 'n Uitnodiging van God om te sê, wees stil, wees rustig. Die wêreld roep, begin, beweeg, beplan. Dis wat op almal se agendas is vir die week wat kom. Begin, beweeg, beplan. Maar God fluister en hy sê, stop eers en laat my toe om met jou hart te konnekteer. Laat my toe om met jou hart te praat. Stop eers en wees stil. Psalm 46 vers 11 sê, bedaar en erken dat ek God is. Ek is verhewe bo die nasies, ek is verhewe bo die aarde. Die boodskapvertaling sê, wees stil en weet ek is God. Hierdie woorde is nie geskryf in maklike tye nie, in rustige tye nie. Dit is geskryf te midde van onmiskenbare chaos. Daar was nasionale bedreiging, daar was politieke onstabiliteit, daar was natuurrampe wat daar plaasgevind het. Daar was geestelike spanning gewees. En dan sê God, juis in daai omstandighede, wees stil en weet. Wees stil en weet. Nie omdat alles rustig is nie, maar omdat hy God bly. Maak nie saak ons omstandighede, maak nie saak as alles onstabiel is nie, maak nie saak wat gebeur in ons lewens nie. Hy bly God. Dis God wat sê, hou op veg, hou op beheer en hou op alles self probeer dra. 'n Nuwe jaar begin reg wanneer God mag wees. Ek sê dit weer, 'n nuwe jaar begin reg wanneer God mag wees. Nie net in naam nie, maar in beheer. Waar ons totaal en al beheer oorgee aan die Here. Wanneer ons besef dat ons kan nie sonder hom nie. Ons staan voor 'n nuwe jaar, familie. 'n Nuwe jaar wat vir ons voorlê, 'n nuwe geleenthede wat vir ons voorlê. En baie van ons sit hierso en ons het vrees in ons vir die jare voorlê. Daar's dalk werksonsekerheid, daar's dalk finansiële onsekerheid, daar's dalk fisiese onsekerheid, dalk gaan jy deur 'n moeilike tyd selfs nou. Maar ons moet op 'n plek kom waar ons net stil raak en besef dat hy is God. En dat waar ons lewens oorgee vir hom en sê, Here, nie my planne nie, maar u planne. Nie my drome nie, maar u drome vir my lewe. 'n Nuwe jaar vra eerlike selfondersoek, nie net voornemens nie. Teen hierdie tyd het 'n klompie van ons al reeds nuwejaarsvoorneme. Kan ek sien wie het al nuwejaarsvoorneme opgetrek? Hy is net 1 of 2 mense. Okay, die ander, julle is op die regte plek want julle jok. Baie mense sê ek gaan hierdie jaar
beter probeer, ek gaan hierdie jaar harder probeer, hierdie jaar gaan ek dit doen en daai doen, en ons het al reeds in ons gedagtes, het ons 'n lysie opgetrek van wat ons anders hierdie jaar wil doen. Maar ek is bevrees, dis al waar dit gaan bly. As jy nie op 'n plek in jou lewe kom, waar jy eerlik is met jouself nie. As jy nie in 'n plek in jou lewe kom, waar jy 'n bietjie selfondersoek doen, om te kyk, waar is jy regtig? Waar is jy regtig in jou verhouding met die Here? Waar is jy regtig met jou hart? Waarna toe is ek op pad? Wie is ek regtig? Wat gaan werklik in my hart aan? Die woord sê duidelik vir ons in Spreuke 27 vers 19, soos water 'n gesig weerspieël, so weerspieël die hart van 'n mens hom. Dit wat in die hart aangaan, gaan uitkom. Dis hoe ons lewe. Dis 'n keuses wat ons maak. As jou hart op 'n slegte plek is, gaan jy slegte keuses maak. Gaan jy op 'n slegte plek wees in jou lewe. Maar as jou hart gefokus is op die Here, kan dit nie verkeerd gaan nie. Mag ek jou opnuut vra vanmôre, wat gaan in jou hart aan? Wat gaan in jou hart aan? Wat is die toestand van jou hart? Dawid kom in Psalm 139 en hy eindig met 'n gebed wat baie mense bang is om te bid. Nie omdat dit mooi klink nie, maar omdat dit alles oopmaak en openbaar wat in die hart ingaan. Hy sê, deurgrond my o God, deurgrond my o God. Dawid bid nie omdat hy onseker is oor God nie, hy is onseker oor homself. Hy weet nie wat in sy eie hart aangaan nie. Daarom sê hy, deurgrond my o God. Wat hy wel weet is, hy kan homself regverdig, wat ons baie keer doen. Ons regverdig onsself. Hy kan homself verskoon en hy kan homself mislei. En daarom sê hy, Here, kyk U, wys U, toets U. Wys vir my wat in my hart aangaan. Jeremia kom en hy help ons verstaan hoekom hierdie gebed so noodsaaklik is. Jeremia 17 vers 9 tot 10. Hy sê die hart is bedriegliker as enigiets anders. Hy's ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? Ek die Here deurgrond en toets hart en verstand. Ek laat die mens kry wat hy verdien, wat hom toekom vir wat hy doen. Ons dink dikwels dat sonde hard en openlik is. Maar baie keer is dit stil. Baie keer is dit aanvaarbaar. Baie keer is dit selfredelik. Dis daai kompromie wat jy al lankal sluit. Nee, maar ek is nie so groot sondaar nie. Ek is nie soos daai mense nie. Ek doen nie dit nie. Dit wat in my lewe is maar klein en onberangrik. Familie, dit is juist dit wat tussen jou en die Here staan. Dis juist dit. Dis daai kompromie wat 'n mens sluit. Dis die koue in jou gebed wat jy ignoreer. Jy bid maar net omdat dit 'n roetine is. Bid maar net om te bid. En dit gaan net nie verder nie. Dis die afstand tussen jou en God wat jy probeer verklaar, wat jy nie kan verstaan. Hoekom kan jy nader beweeg? Hoekom kan jy nie nader beweeg aan God nie? Is omdat jy kompromie gesluit het met die wêreld. God vra nie verskonings nie. Hy vra waarheid in jou binneste. Hy vra waarheid in jou binneste. Psalm 51 vers 8 sê, maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe. 'n Nuwe jaar begin nie wanneer jy besluit om beter te wees of beter te doen nie, maar wanneer jy bereid is om eerlik te wees met jouself en met God. God se idee van nuut begin binne. Dit begin binne in ons harte, begin binne in ons lewens. Dis nie 'n uiterlike ding nie. Dis binne ons. Ons hoop so maklik 'n nuwe jaar sal nuwe omstandighede bring, nuwe seisoene, nuwe deurbrake, 'n makliker pad, 'n gesonder lewe ensovoorts. Maar die Here kyk nie na die uiterlike goed nie. Hy kyk na dit wat binne in jou hart aangaan. 1 Samuel 16 vers 7 sê die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Die innerlike. God se grootste werk begin nie rondom jou nie. Begin nie buite jou nie. Dit begin binne in jou. Maar dit begin eers wanneer jy eerlik is met jouself. Wanneer jy eerlik is met God. Dawid was nie foutloos geweest nie. Maar sy hart was sag genoeg om te breek, te buig en terug te keer na die Here toe. Dit was sag genoeg geweest. Daarom waarsku die Spreker ons in Spreuke 4 vers 23. Hy sê bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar moet word, want daaruit ontspring die lewe. Alles vloei uit die hart uit. Jou geloof, jou keuses, jou volharding, jou verhouding met God, alles vloei uit die hart uit. En daarom wil ek jou weer vra, hoe gaan dit met jou hart vanmôre? Is jy nog op die regte plek? Is jy nog besig met die regte dinge? Is jou hart nog sag genoeg vir die Here om te werk in jou hart?
Is jou hart nog sag genoeg vir hom om dit te vorm en te breek en te skaaf en te skuur in jou? Of is jy op 'n plek waar jy jouself verontskuldig, waar jy jouself jou hart verhard het en nie die Here meer hoor nie? Romeine 12 sê nie dat God jou omstandighede verander nie, maar jou denke. Romeine 12 vers 2 sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. God beloof nie 'n maklike jaar nie. Kan ek dit net vir jou vandag sê? As ek vandag vir jou gesê het, nee, net voorspoed en seën gaan hierdie hele jaar vir jou plaasvind, dan lieg ek. Dan moet ek nie hierso staan nie. God beloof nie 'n maklike jaar nie. Hy beloof 'n jaar waar jou karakter belangriker is as jou gemak. Jou verhouding vir hom belangriker is as jou gemak. Oswald Chambers het dit so verwoord, hy sê, God does not give us an overcoming life. He gives us a life as we overcome. As we overcome. As 'n ware verhaal wat ek nou die dag in 'n boekie gelees het, ek kan nie onthou wat die dorpie is nie, maar is 'n klein dorpie gewees. Hulle het 'n verskriklike groot en mooi oudtydse kerk met so groot kerkhorlosie bo-op. En die hele dorp het hulle horlosie ingestel op hierdie kerkklok. En op 'n stadium toe is die hele dorpie se horlosies nou mooi ingestel en toe kom een persoon agter, maar hierdie horlosie is heeltemal verkeerd. En die mense se horlosies was verkeerd omdat hulle dit verkeerd ingestel het. Hulle het toe agtergekom 'n klompie jare van tevore was daar 'n oomblik waar die kerkhorlosie stil gestaan het en toe iewes skielik na 'n paar minute toe hy weer beweeg en aangegaan. Dit was nie die mense se skuld nie. Dit was nie die kerk se skuld gewees nie. Die mense was nie goddeloos gewees nie. Hulle was nie uit rotine uit gewees nie. Hulle was nie lui gewees nie. Hulle was net uit pas uit gewees met die res van die wêreld. Hulle was uit pas uit gewees. Dis ook die waarheid van baie gelowiges se lewens. Die vorm is daar. Jy's godsdienstig, jy kom kerk toe, jy's geestelik, jy praat die taal, die vorm is daar, die rotine werk, die klok lui nog, maar die hart is stadig maar seker besig om weg te gaan van God af. Stadig maar seker uit pas geraak met God. En Jesus waarsku ons ernstig in sy woord, Matteus 7 vers 21 tot 23. Hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemele ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie? Deur U naam bose geeste uitgedryf en deur U naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Wat 'n tragedie, wat 'n tragiese dag sal dit nie wees, wanneer ons voor God staan en hy sê vir ons, gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie. Ek vra jou weer, hoe gaan dit met jou hart? Is jou hart nog in pas met die Here? Of het dit op 'n stadium net al hoe kouer geraak en uit pas uit geraak? 'n Nuwe jaar is God se genade oomblik wat vir ons sê, kom stel weer jou hart volgens my in. Kom stel jou hart weer volgens my in. Ware nuwe begin gebeur nie deur oorgawe nie. Gebeur deur oorgawe, nie deur harde probeer nie. Ons wil so graag wil ons harder probeer. Ons wil beter doen, ons wil beter keuses maak, beter besluite maak en al hierdie goed. Maar dit gebeur eers wanneer ek en jy totaal oorgee aan die Here. Wanneer ons sê, Here, nie meer my planne, nie meer my drome, nie meer my goed nie, nie meer my kalender nie, maar ek gee dit alles vir U oor. Ons nuwejaarsvoornemens klink dikwels geestelik. Ons wil harder probeer, ons wil sterker staan, ek gaan beter wees. Maar Paulus leer vir ons heeltemal iets anderste. In 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10, julle ken die verhaal, Paulus bid 3 keer, hy smeek die Here, 3 keer, vra hy vir die Here om hierdie doring in die vlees weg te neem. 3 keer gaan hy voor die Here se voete en hy gaan sê, Here, asseblief kom neem dit weg. Dalk het hy voor 'n nuwe jaar gestaan en gesê, Here, ek kan soveel meer vir U doen, ek kan soveel meer dinge doen, ek kan soveel betekenis eintlik daar buite wees, as U net hierdie doring in die vlees wegneem. 3 maal het hy gebid, en die Here het dit nie weggeneem nie. Nie weggeneem nie. Hy het vir hom gesê, sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. Paulus, ek gaan dit nie wegneem nie. Ek gaan nie die doring in die vlees wegneem, ek gaan nie jou ongemak wegneem nie. Ek gaan
vir jou genade gee en dit gaan meer as genoeg wees. My genade is genoeg vir jou. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom, sê Paulus, sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor my swakhede, my beledigings, my ontbrekings, my vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is ek sterk. As ek swak is ek sterk. Paulus het besef dat sy waarde lê nie in die uiterlike nie. Sy waarde lê nie in dit wat mense van hom sê nie, of die goed wat hy deurgaan nie, die omstandighede waardeur hy gaan nie. Hy het besef iets baie belangriks. Sy waarde lê in wie God sê hy is. En hy het vasgehou in God se genade. God beloof nie 'n probleemvrye jaar nie. Hy beloof nie 'n gelyke pad nie. Hy beloof nie 'n gemaklike pad nie. Hy sê self in Johannes 16 vers 33, hy sê, ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef. Maar skep moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Hy beloof genoeg genade vir my en vir jou elke liewe dag. Dis wat hy beloof. Dis wat hy vir ons gee. Dalk staan jy voor 'n nuwe jaar vandag en jy sê, Here, ek wens U sal vat hierdie ding weg van my af. Ek wens U gee vir my hierdie ding of daai ding of maak vir my hierdie deur oop en dan sal dit beter gaan. Dalk is sy antwoord vandag net vir jou, my genade is genoeg. Dis al wat jy nodig het. My genade is vir jou genoeg. Jesus sê duidelik in Johannes 15 vers 5, hy sê, ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Spreuke 16 vers 9 sê, die mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Die Here bepaal hoe hy loop. Afhanklikheid is nie 'n swakheid nie. Dis 'n Bybelse wysheid. Sonder die Here kan ons niks doen nie. Martin Luther het hierdie volgende woorde gesê, hy sê, God skep uit niks. Daarom totdat 'n mens niks word nie, kan God niks met hom doen nie. Jakobus sê dit so duidelik, hy sê in hoofstuk 4 vers 10, hy sê, verneder julle voor die Here, dan sal hy julle verhoog. Dis eers wanneer ons op die einde van onsself kom, wanneer ons besef wie ons is en wat ons werklik is, wat ons besef hoe groot rol God eintlik in ons lewe moet speel. 'n Nuwe jaar begin nie by selfvertroue nie, dit begin by afhanklikheid, om te sê, Here, hier is ek. Ek kom soos wat ek is. En ek gee vir U alles. C.S. Lewis skryf, hy sê, Christ did not come to make bad people good, but to make dead people alive. Dead people alive. Op hierdie eerste Sondag van 2026 staan ons voor 'n heilige oomblik eintlik. Nie 'n emosionele oomblik nie, maar 'n eerlike een. Miskien besef jy vandag, ek het lanklaas regtig stil geword vir God. Jy het dalk aangegaan sonder om te ondersoek. Jy het dalk geglo, maar nie eintlik heeltemal oorgegee nie. Jy het dalk God geken, maar jy het hom nie gevolg nie. Wat dit ook al mag wees, die Here nooi vandag vir my en vir jou uit, nie om harde te probeer nie, maar om oor te gee, om terug te keer huis toe. Hebreërs 3 vers 15 sê, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het nie. Sagaria 1 vers 3, so sê die Here Almagtige, keer terug na my toe, en ek sal na julle toe terugkeer. Jesaja 55 vers 6 tot 7, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy nog naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat, en die boosdoener sy planne. Laat hy terugkeer na die Here, dan sal hy hom oor hom ontferm. Bekering is nie vir slegte mense nie. Bekerings is vir gelowiges wat weggedryf het. Dis vir harte wat yskoud geraak het. Dis vir mense wat weet, ek kan hierdie jaar nie ingaan sonder die Here nie. Ek kan nie hierdie jaar ingaan soos wat ek is nie. Jesus nooi my en jou uit, hy sê in Matteus 11, kom na my toe almal wat vermoeid en swaar belas is. Ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is. En julle sal rus vind vir julle gemoed, want my juk is draaglik en my las is lig. Vandag kan jy sê, Here, ek lê neer dit wat ek so lank al vasgehou het. Here, ek gee oor dit wat in my lewe is.
Here, kom neem weer beheer. Familie, hierdie kan regtig, en ek bid en ek vertrou die Here regtig daarvoor, dat hierdie 'n geestelike verdiepingsjaar sal wees. Vir ons as gemeentefamilie, maar ook vir waar ook al die woord gaan. Dat ons geestelik sal verdiep. Dat ons geestelik weer reg sal kom met die Here. Dat ons nie koud of lou sal wees nie. Jy weet wat sê die Here daarvan die louheid. As jy maar net koud of warm was, maar hierdie in-between, hierdie middelweg, dit werk nie vir die Here nie. Ek vra jou weer vanmôre, waar is jou hart? Want daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. As die Here vir jou belangrik is, as jou verhouding met hom belangrik is, dan sal jou hart op die regte plek wees. So ten slotte, miskien is die mees geestelikste besluit wat jy vandag kan neem, nie 'n belofte om te maak nie, maar 'n oorgawe. Om te sê, Here, nie meer my wil nie, ek gee oor aan U. Nie om te hardloop nie, maar om te kniel. En dalk saam met Dawid te bid vanmôre, Here, hier is my hart, deurgrond my, reinig my, lei my op die ewige pad. Familie, dalk is die grootste uitnodiging van hierdie oomblik nie om vinniger te beweeg nie, maar om te stop. Om te stop. Nie nog 'n besluit te neem in jou lewe nie, maar om jou hart oor te gee aan die Here. Om jou hart weer oop te maak. Nie om alles reg te hê nie, maar om terug te keer na die Here toe. Om te sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Die Here nooi ons aan die begin van 'n nuwe jaar nie eers om te doen nie, maar om net te wees. Om weer stil te word. Om weer te weet wie hy is. En om te erken dat sonder hom kan ons niks doen nie. Moenie dat hierdie jaar net nuut wees op papier nie. Moenie net laat dit nuut wees op papier nie. Moenie net weer deur die jaar gaan nie. Moenie laat dit 'n nuwe datum wees of 'n nuwe kalender of net nog 'n lysie van voornemens is nie. Moenie laat dit wees nie. Mag hierdie jaar nuut wees in jou hart. Mag jy by die dinge uitkom wat regtig belangrik is en dis jou verhouding met God. Mag jy gaan stil staan by die Here en weet dat hy is God. Hy is die almagtige een. Mag hierdie jaar nuut wees in jou hart, 'n hart wat sag is vir God, 'n hart wat luister, 'n hart wat terugkeer. As jy ver is, nooi hy jou huis toe. As jy moeg is, nooi hy jou om te rus in hom. As jy vasgeval het en jy gejaag, stop vir 'n oomblik en weet, hy is God. Mag hierdie jaar begin met oorgawe, voortgaan met afhanklikheid en eindig met vrug wat net hy kan bring. Mag die Here jou ontmoet net waar jy is. Ek sê dit baie keer en ek sal dit tot op my ou dag sê. Die mooiste verhaal wat ek op afgekom het was die verhaal wat Jesus vertel het van die verlore seun. Toe hy besluit het, toe hy eerlik was met homself en besef het wie hy is, wat hy gedoen het. Toe hy besluit het om uit daai varkhok van die lewe uit op te staan en terug te gaan na die Vader se huis toe. Het die pa hom van ver af gesien aankom. En hy het na hom toe gehardloop. Hy het hom omhels, hy het hom gesoen, hy het hom gedruk, hy het hom liefgehad. Hy het weer eer betoon. Dalk sit jy vanmôre hierso en jy is soos daardie verlore seun. Dalk het jy jouself bevind in 'n varkhok van die lewe. Maar vandag is die dag om eerlik te wees. Te sê, ja Here, ek het my eie kop gevolg, ek het my eie planne gevolg, ek het my eie situasie veroorsaak. Here, ek gaan vandag huis toe kom. Ek gaan terugkeer. En mag ek vir jou iets sê? Mag ek vir jou 'n groot geheim vertel? Die Here is al lankal op die uitkyk na jou. Al so lank. Dis net tyd om terug te kom. Mag die Here jou ontmoet waar jy is. Dis my eenvoudige gebed vanmôre. En mag jy besef dat die Here is in beheer. Kom ons sit so en dan sluit ons oë. Dalk sit jy hier vanmôre en al die oë is gesluit. Dalk sit jy hier vanmôre en jy is soos daardie verlore seun. En jy wil huis toe kom. Jy besef hoe ver jy weg van die Here afgedryf het in hierdie afgelope jaar. Jy staan voor 'n nuwe jaar
En die Here nooi vir jou en vir my om huis toe te kom. Dalk is vandag net die besluit wat jy moet maak om te sê, Here, ek het genoeg gehad van my eie lewe. Ek kom terug. As jy daai besluit vanmôre in jou hart maak, wil jy dit nie openlik doen, terwyl al die oë gesluit is, wil jy nie jou hand opsteek en sê, Here, ek kom terug. Ek kom terug. Dankie vir daai hande. Ek kom terug na U toe. Here, so op 'n nuwe jaar staan ons voor U en ons kom wees eerlik met onsself. Ons besef dat die afgelope jaar 2025 het ons dalk nie geleef soos wat ons moet leef nie. Ons het dalk nie so naby aan U geleef soos wat ons moes nie. Maar Here, ons staan voor 'n nuwe jaar en ons kom gee oor. Ons kon sê eintlik en eenvoudig, Here, nie my wil nie, maar U wil. Ons kom gee ons lewens oor, ons kom gee ons hart oor en ons kom vra dat U weer beheer sal neem. Here, U het daai hande gesien wat vanmôre opgegaan het. Maar U het ook daai hande of daai harte gesien wat nie eens kans sien om hulle hande op te steek nie. Wat in hulle hart weet vir 'n feit hulle het lou geword. Hulle het koud geword in hulle verhouding met U. Sal U in hierdie oomblik net daai hart aanraak? Sal U in daai hart se deur kom klop? Sal ons kom oopmaak en U innooi in ons lewens en sê, Here, hier is ek. Met foute en alles. Met my planne, met my nuwejaarsvoornemens, met alles. Hier is ek, Here. Kom vorm my, kom gebruik my, kom maak my soos wat U wil, Here. Ons gee alles oor aan U. Mag U daai harte raak sien vanmôre. Mag U elkeen van ons toevou in die genade, in die vrede, in die kalmte. En mag ons weet, Here, dat U is in beheer. Dat U is die almagtige een, die alomteenwoordige een. En Here, soos wat U vir ons sê in die woord, wees stil en weet ek is God. Ons is stil vanmôre en ons besef en weet wie U is. Ons sê vir U dankie vir U woord, dankie vir ons tydjie saam vanmôre en dankie vir daai harte wat vanmôre daai besluit gemaak het om weer terug te keer na U toe. Ons loof U en ons prys U want U is waardig om geloof en prys te word. Mag U nou God van ons lewens wees en weer beheer neem. Bid dit als in die groot en heilige naam, die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Amen.